Goeiemôre, dit is Maandag, die 3de November. Vanoggend lees ons saam Romeine 8 vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Dis 'n versie wat ons al 'n hele rukkie aan die begin van ons eredienste lees, hier in Koninkrykstyd van 2025. En dit antwoord die vraag, wie beheer jou lewe? Wie lei jou? Wie is die een wat voorloop? Wie is die een wat jou rig? Wat vir jou help om jou keuses te maak? Is dit jou eie ek? Jou eie menswees? Is dit ander mense? Of is dit Jesus Christus, wat dit doen deur die Heilige Gees? Ja, is dit God wat in jou woon, wat jou lewe lei, wat jou lewe rig, wat jou lewe beheer, wat vir jou help om keuses te maak? Paulus sê dit baie duidelik, hulle wat deur die Gees van God gelei word, hulle wat onder beheer van God leef, dit is hulle wat kinders van God is. Dit is hulle wat doen wat hulle Hemelse Vader vra, dit is hulle wat optree op 'n manier wat God tevrede stel. Dit is hulle wat lief het soos hy lief het, genade leef soos wat hy genade leef, wat die wêreld 'n beter plek maak, omdat hulle God sigbaar maak in hulle lewens. Mag het vandag en in die res van die week vir elkeen van ons waar wees, dat ons gelei word deur die Heilige Gees, dat ons leef as kinders van God. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U behoort, dankie dat ons weet, U het ons gekies, U het ons lief, ja, in Christus Jesus behoort ons aan U. Here, mag ons nou ook leef onder leiding van U Heilige Gees. Ja, maak ons gehoorsaam. Geef vir ons die wysheid wat ons nodig het, die insig, om te kan lewe soos wat U van ons vra. Here, ons leer die woord, in die woord leer ons U wil ken. Geef vir ons 'n begeerte om U woord te lees, om meer te weet wat U van ons vra, hoe U wil hê dat ons moet lewe. En Here, wanneer moeilike keuses oor ons pad kom, uitdagings, versoekings, Here, mag ons dan sigbaar kies vir U. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, Here, vir ons gesinne, vir ons geliefdes, as geloofsgemeenskap vir mekaar, dat ons kan saam bid vir 'n land, Here, Suid-Afrika, wat U so nodig het. Ons bid vir die wêreld met al die oorloë en die onrus. Dankie dat ons weet, Here, in U is ons hoop, in U is ons veilig. In Jesus Christus se naam. Amen.